Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. Ja, vanoggend uit Amanzimtoti by wonderlike mense waar ons oorgeslaap het, want vanoggend het ons 'n fondsinsameling in Mooirivier, so ons nou op pad soontoe. En dit reën verskriklik hard hier. Ons gaan voort met Jesaja 33. In Sion sidder sondaars van angs. Bewing pak hulle beet, hulle wat vervreemd is van God. Wie van ons kan by 'n verterende vuur vertoef? Wie van ons kan by 'n ewige brandende vuurherd vertoef? Vriende, dit is altyd vir my die vreemde, nê, dat hier pak angs hulle beet vir die oordeel van God. Hier besef hulle hierdie ewig brandende vuur is hulle voorland. En ten spyte van dit kom hulle nie tot bekering nie. Ons het verskillende plekke Openbaring al deurgewerk en daar het ons dieselfde gesien. Dat al hierdie verskriklike goed gebeur en dan is dit hierdie skokkende ding dat mense nie tot bekering kom nie. En hierdie angs, dis die regte woord wat hier gebruik word, wat mense dan vir God en God se oordeel het. Ek wil regtig vra vandag dat jy baie mooi na jouself kyk en vra maar, hoe dink ek oor dit? Beleef ek angs? Of besef ek dat my sonde is vergewe? Ons gaan môre met die teks verder. In die laaste vers gaan ons hierdie wonderlike ding hoor dat Jerusalem se sonde vergewe is. So gryp ek na die vergifnis wat God bied? Of leef ek nog in hierdie angs? Kan ek jou reguit vra, het jy al hierdie vergifnis wat God aanbied vir jou eie lewe aanvaar ook? Kom ons bid saam. Here almagtige God, baie dankie dat U in Christus ons vergewe. En ja Here, daarom bid ons dat elke mens dit mag ervaar. Dat elke mens dit mag beleef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.